Goeiemôre elkeen van u, geliefdes in die Here. Baie welkom in die erediens vanmôre. Dit is baie lekker om hier te wees. Weet jy hoe lekker sing nie? Julle is besig om 'n naam te maak uit hierdie gemeente. Almal wanneer deesdae hier kom preek, want julle sing so lekker. Dit is regtig iets om te luister as mense hier voor staan. Baie dankie. Dit gebeur nie maar net so nie. Dit kom ook met 'n bietjie oefening en meelewing. Maar dit is heerlik om hier by u te wees vanmôre. Hulle sê skou aan nie kom. So, jy moet maar vrede maak met iemand langs wie jy moet lê, dat jy kan nader lê, dat ek dit lekker warm kry. Geluk aan almal wat reë gedruk het gister en doele gegooi het. Ek kan nie verstaan dat 'n doel net 1 punt tel nie. Hulle kan dit gerus verander dat 'n doel dan so 'n bietjie meer punte tel. Mense sien nie so op nie. Baie mooi sport gewees gister, ook hier op ons dorp. Baie van ons kinders het deelgeneem. Ek het soveel voorbeelde gesien, ek let nogal daarna op van wat 'n pragtige sportmangees ook op die sportvelde heers. Ons moet onthou, ons is veral Christene daar buite in die wêreld. Ons moet nie vir mense vertel dat ons kinders van die Here is nie. Jong mense, kinders, ons moet vir die mense wys ons is kinders van die Here. In 'n sportomgewing, op 'n sportveld, is dit so 'n wonderlike geleentheid om dit te wys. Dankie vir julle wat dit gedoen het. Geluk aan die wat gewen het. Sterkte vir die wat verloor het. Ongelukkig moet 'n mens ook leer om te verloor. Dis hier ook die sin van sport. 'n Mens kan nie altyd wen nie. Ek sê altyd vir ons sal beklei. Jy kan maar beklei. Iewers is daar iemand wat sterker is as jy. So op 'n dag gaan jy verloor. So los liewer die bekleierery van die begin af en maak vrede. Maar baie dankie dat ons ook as gemeenskap deel kon wees daarvan vir die skole wat dit aangebied het. Almal wat daarbey betrokke was. Dit was pragtig, heerlik en 'n mooi getuieskrif ook vir ons gemeenskap. Sterkte ook met die oeste wat voor lê. Johan gaan later die afkondigings doen. Ek weet nie of hy daarvan gaan praat nie. Dit raak nou regtig druktyd, oestyd. Dink al die voorbereidings en boere daar en advertensies alles is afgehandel. Nou moet ons begin oes. En dis harde werk, besige tyd. Knorrige manne, moe vrouens, alleen vrouens. Sterkte vir u in hierdie besige tyd, maar dis ook 'n geseënde tyd. Ek het al vir u vertel eendag 'n ou wat gesê daai wonderwerk van die Here Jesus wat water in wyn verander het. Hy sê ek is 'n boer, ek sien dit elke jaar gebeur. My wonderwerk vat net 'n bietjie langer. Hy sê elke jaar in so 5-6 maande se tyd, dan maak die Here nog steeds uit water uit wyn. En hy maak dit vir ons moontlik om met 'n handjievol saad baie mense kos te gee. So u is deel van die wonder van die skepping. Geniet dit. Mag dit 'n mooi en 'n vredevolle tyd ook vir u wees te midde van die gejaagdheid. Wanneer laas het iemand vir u gesê dat u baie spesiale mense is? U sal dalk wil sê nee, ek is nie so goed nie. Ek het ook maar baie foute. Ja, ons het almal foute. Die wonder is dat die kerk van die Here op aarde bestaan uit sondaar mense, feilbare mense. Die beste voorbeeld seker kan wees wat ons het in die Bybel is die gemeente van Korinte. Paulus het 'n hele paar briewe aan die gemeente van Korinte geskryf, 2 wat ons nie het nie, 2 is in ons Bybels opgeneem, 1 en 2 Korinte. Maar hy was redelik kwaad. Hy het so beklei met hierdie gemeente dat hulle eintlik op 'n stadium niks met hom meer wou te doen gehad het nie. En hulle moes letterlik in 'n onderhandelinge gaan, 'n skietstilstand onderhandel en vrede maak met mekaar. En dan skryf hy 'n brief aan hierdie gemeente wat maar 'n moeilike gemeente was. Die mense lag vir my. Hulle het dronk geword by die nagmaal. Hulle het so nagmaal gevier dat party gesuip geraak het. En hulle het te veel geëet en ander het honger gely. En hulle het faksies gevorm. Hulle sê nee, ek volg daai ou. Nee man, ek hou van daai ou derling met eie hart. Ek wil met hom niks te doen hê nie. Daar was 'n slegte dinge in hierdie gemeente van Korinte. En dan skryf hy vir hulle 'n brief en hy raas 'n bietjie hulle. Maar weet jy, hy het respek vir die gemeente. En ek hoor baie keer die predikers, mense wat so hard praat met die kerk en wat so maklik uitsprake maak oor die kerk. En 'n ou prof van my het altyd vir ons gesê, vir die kerk van die Here moet jy die grootste respek hê op aarde. Want jy praat met mense vir wie die Here Jesus met sy bloed betaal het. Dis sy kinders met wie jy praat. U is kinders van die Here. U is die kerk. En as Paulus met hierdie gemeente van Korintiërs vir hulle 'n brief skryf,
dan spreek julle so aan, en ek wil dit vanmôre vir u sê, u is besondere mense. U is die gemeente van God op Hartswater. U is in Christus Jesus geheilig deur God. U is geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van die Here Jesus Christus aanroep. Hy, ons Here en Verlosser. Dit is hoe Paulus met Korinthe praat. En dit is graag hoe ek u vanmôre wil aanspreek. Geroepe heiliges, verlostes, kinders van God. En daarom aan u genade en vrede, wat kom van God, ons Vader, Skepper en Onderhouer, van Jesus Christus, die enigste volmaakte Verlosser, deur die werk van die Heilige Gees, wat by en in ons elkeen is. U is gegroet. Nou gaan ons nog sing, u gaan nou vir my vergewe as ek nou vanmôre 'n bietjie meer laat sing. Ek hoop dit is vir u ook so lekker, soos wat vir my is. Ons gaan 2 liedere sing. Een is lied 200, ons ken hom baie goed. As u 'n stem ken, baie van ons ken 'n deskant of 'n ander kant of een of ander tenorstem wat ons kan saam sing, dan sing u dit asseblief vanmôre uit volle bors. En dan gaan ons ook vonklied nommer 79 sing. Dit is so 'n bietjie 'n ander beruiming van die bekende lied wat uit die slawetyd uitkom. Is geskryf die lied oorspronklik Amazing Grace, geskryf deur 'n ou wat 'n slawehandelaar was. Hy was 'n kaptein op 'n slaweskip. En daar het 'n boek gelê, anders sal ek nie meer daarvan vertel. Hy het tot bekering gekom en het later een van die groot kampvegters teen slawerny geword. Sy naam was Newton, John Newton. Ons gaan die 2 liedere sing, baie bekende liedere. Oppas dat ons die woorde nie vergeet nie. Want as 'n mens so vir jou meegevoer raak deur die wysie, dat jy nie besef wat jy sê en sing nie. 2 bekende liedere, ons gaan staan terwyl ons dit sing, terloops vonk. Ek wonder of jy weet waarvoor staan vonk. VONKK. Dit staan vir voortgesette ondersoek na klassieke kerkmusiek. Ons lewe in 'n tyd, 'n kunstenaar, Jenny, en hy is nou oorlede. Ek kan maar vir sê, was Lucas Maria. Het enige wat ek voorheen gehad om by hom aan 'n tafel te sit, hy het 'n konsert daar by ons gehou, ons baie gesels en ek sê van baie mense sing nou gospelliedere. Toe sê ja. Die meeste kommersiële kunstenaars as hulle begin finansiëel swaar kry en begin hulle gospel sing. Dan kry die mense hulle meer jammer en dan begin hulle weer hulle liedere weer verkoop. Daar's maar baie oppervlakkige liedere ook. Jy weet ook my weerstand in sommige soort gospel, sogenaamde gospel wat totaal onbybels is. Wat ek amper sê wat grens aan uiterlike gebruik van die naam van die Here soms. Maar die vonkliedere is aangrypend en hierdie omdigting praat dieselfde gedagte wat John Newton oorspronklik gedig het. Praat hy so 'n bietjie op 'n ander manier. Let op hoe mooi ook hierdie woorde is. Daar's werklik uitstaande kerkliedere tot ons beskikking. Iets vanmôre van hulle gesing. En ons het nie nodig om regtig derde of vierde rangste liedere in musiek in ons kerk te gebruik nie. Ons het genoeg goeie, klassieke, ordentlike, Bybels gefundeerde musiek. So wees saam met my dankbaar daaroor en ons geniet dit en ons sing dit met mekaar saam. Kom ons staan op, dan sing ons hierdie 2 liedere, daarna kan jy weer gaan sit. Baie dankie, wat 'n voorreg. Kom ons maak ons oë toe, ons gaan saam bid. As ons net sodra ek sê amen, dan kan jy net so rustig bly sit. As jy die woorde uit die kop uit ken van die Onse Vader, dan kan jy met toe oë sit. Enige houding is 'n gebedshouding. Ek dink die mees opregte gebede word partykeer gebid as 'n mens op jou rug magteloos in 'n siekbed lê byvoorbeeld. So dit gaan nie saak maak nie saak hoe jy staan of kniel of wat nie. Dit gaan oor hoe jy bid en hoe jy oor die Here voel en met hom praat. So ons gaan sittende, as dit kan met toe oë, gaan ons die Onse Vader sing. Die woorde sal daar wees as jy dit wil volg. En dan bid ons dit as die gebed wat die wêreld omspan. Daar's baie boeke geskryf oor die Onse Vader. Dis die gebed wat die Here Jesus ons geleer het. En dan vul jy dit ook vanmôre met die inhoud wat u wil. Ek weet nie wat u nodig het, wat is vir u daaglikse brood nie. Vra daarvoor. Ek weet nie watter boosheid is op u pad nie. Bid vir die Here vir bewaring daarteen. Ek weet nie wat versoekings kom op u pad nie. Bid vir die Here vir krag daarvoor. En kom ons bid dat hier op aarde, hier op Hartswater, daar waar ek leef en werk en 'n verskil kan maak, die Here gehoorsaam sal word, soos wat hy elke oomblik in die hemel gehoorsaam en gedien word. So ons gaan die Onse Vader saam sing, neem deel ook aan ons gemeentelike gebed daardeur. Kom ons maak ons oë toe, gaan vir u voor in 'n kort gebed.
ons Vader, my Vader, in Jesus Christus, die volmaakte Vader, ons aanbid U. Hoor ons lied, mag dit weer klink in die troonsaal, en mag U vanmôre saam met ons glimlag en bly wees, dat ons U lof kan besing. Here, U ken ons elkeen, soos ons hier voor U sit. Sommige van ons is hartseer en verlang na iemand, ander is bekommerd, ander is dalk siek of ken mense en dierbares wat siek is. Ander, Here, worstel met 'n lewensprobleem. Sommige van ons word soms getuister deur twyfel en ongeloof. Here, maar dankie dat ons U gemeente kan wees. Dat ons vir U so kosbaar is, dat Jesus vir ons gesterf het, maar ook vir ons opgestaan het, en ook nou nog steeds die middelaar is wat intree, ons advokaat by U. Ons aanbid U. Kom praat met ons in hierdie erediens. Kom ontmoet ons deur U woord en deur die lyf en die teenwoordigheid van medegelowiges. Wees U teenwoordig in hierdie erediens, o Gees van God. U het dit beloof. Kom doen dit dan nou vanmôre vir hierdie groep kinders van U. Terwyl ons vra, terwyl ons behoeftes en nood het, is ons harte vol dankbaarheid. Dankie vir al U gawes. Dankie vir gesondheid, vir familie, vir vriende, vir medegelowiges. Dankie vir die son wat daar skyn. Dankie vir die koue van die winter wat nader kruip, omdat ons weet U as Skepper is in beheer. U is ook die onderhouer. Ons bid vir 'n besige tyd in ons gemeenskap. Wees teenwoordig, Here. Seën ons, en as dit in U wil mag wees, gee sukses. Gee voorspoed, dat ons kan leef en kan lag, en kan eet en kan drink en kan aantrek, en ook kan sorg vir hulle, vir wie ons sorg moet gee. Aan U die eer. Ons aanbid U. Hoor dan ook as ons stotterend en sukkelend bid, as ons nie weet mooi wat om te sê nie. Hoor ons gebed, Here, as ons die gebed wil sing wat U vir ons geleer het. En vul U dit ook met die inhoud, sodat ons reg kan bid en U ons kan hoor. Aan U die eer. Ons wag op U. In die naam van Jesus. Amen. My broer en suster, kom ons laat toe dat die Here vanmôre ook met ons praat uit sy woord. Ons gaan lees uit Hebreërs. Die boek Hebreërs. Ons gaan die geloofsbelijdenis en skuldbelijdenis na die preek doen. Kom ek vra eers die aandag vir die boek Hebreërs. Ek het op die afkondiging gesê, ek is jammer, ek het nou foute gemaak, ek het agterna gesien, toe wil ek nou nie vir jou plan oor die naweek dit reg te maak nie. Ek gaan vir jou 'n paar verse lees uit Hebreërs 8, wat volgens sommige mense die kern is van die Hebreërsbrief. Dis 'n aangrypende mooi brief, maar tog vir party mense 'n bietjie vreemd. En dan gaan ons ook lees uit Hebreërs 9. Net 'n bietjie klein agtergrond, die Ou Testament is geskryf oor 'n tydperk van baie naby aan 2000 jaar. Vandat die mondelinge tradisie ontstaan het, oorspronklik is die eerste dele van die Ou Testament was stories wat oorvertel is van geslag tot geslag. En met die tyd, soos die skrifkuns ontwikkel het en die mense meer vaardig geword daarmee, is die Bybel op skrif begin stel. Maar dit was 'n lang tydperk, eeue, maar eintlik 2 millenniums wat dit gevat het vir die Ou Testament. So dit is 'n lang tradisie wat deeglik deurdink en oor besoek is van alle kante af. Sodat jy 'n groot verskeidenheid geskrifte kry in die Ou Testament. Die Nuwe Testament daarteen is baie vinnig geskryf. Ons vermoed dat die eerste geskrifte voor 50 na Christus se geboorte, dit wil sê min of meer 20-25 jaar na die hemelvaart, het Paulus al begin, terloops van die briewe van Paulus, is eerste geskryf. Markus die eerste evangelie geskryf.
En die laaste boeke van die Ou Testament is hier rondom 90 na Christus. Dit wil sê so min of meer 50 jaar wat dit gevat het. Is die laaste boeke van die Nuwe Testament klaar geskryf. So binne 'n halwe eeu, 50 jaar, is die hele Nuwe Testament geskryf. Baie vinniger. Baie minder besoek, baie minder krities is die Nuwe Testament geskryf. Hy bestaan uit 'n klomp dinge, maar onder andere briewe. Briewe het 'n sekere kenmerk. Mens lees 'n brief op 'n ander manier, maar ons vermoed dat Hebreërs geskryf is redelik laat. Waarskynlik party mense sê so laat soos 90 na Christus, wat dit maak dat dit eintlik dieselfde tyd geskryf is as Openbaring en die Evangelie van Johannes, wat die laaste boek is wat geskryf is. Party mense plaas die datum so 'n bietjie vroeër, maar dit maak nie regtig saak nie. Wat gebeur het is dat Hebreërs geskryf is in 'n tyd toe daar Christene al dood gegaan het, mense wat in Jesus geglo het, en hulle kinders al lidmate van die kerk was. Ons praat van die tweede en selfs die begin van die derde geslag Christene. Want die eerste mense wat geleef het toe Jesus op aarde was al dood, hulle was weg. En mense moes nie dink en daar het nuwe probleme ontstaan. En hulle moes ander antwoorde op ander vrae begin gee. Die lekkerste van die Hebreërs. En as jy nou baie meer wil weet van die Hebreërs, dan moet jy nou maar kom, ek wil amper sê kom inskryf by my finale jaar katekesasieklas, want ek spandeer min of meer die helfte van die tyd wat ek met finale jaar katekesante spandeer ek oor wat ek noem die storie van die Bybel. Dis 'n aangrypende storie. Dis 'n wonderwerk dat ons 'n Bybel het, en dit nog in Afrikaans, is net eenvoudig 'n wonderwerk. Dit moes eintlik nie gebeur het nie. Dit is teen alle verwagtinge, teen die grein van die geskiedenis in. Sit ons met hierdie ou boek wat nog lewendig is. En die lekkerste van Hebreërs, want ek vra my katekesante wie die boek geskryf, wie die heilige geskryf het, nou jy wil vra Hebreërs. En hulle sê vir jou ons weet nie, dan gee hulle volpunte, want ons weet nie. Dis nou die een antwoord as jy sê ek weet nie wat die regte antwoord is. Ons weet nie wie die boek Hebreërs geskryf nie. Dit kan selfs 'n groepie skrywers wees. Wat ons wel weet is dat Hebreërs geskryf is redelik laat, toe die mense nuwe vrae begin vra. Onder andere, wie was Jesus regtig? Was hy regtig die Messias? Moet ons in hom glo? Hoe kan ons weet hy is die Messias? En toe hierdie skrywers of skrywer van die boek Hebreërs waarskynlik aan gemeentes wat ook uit Jode bestaan, van daardie naam, hulle het waarskynlik Hebreëus gepraat. So die boek word genoem die brief aan die mense wat Hebreëus praat, Hebreërs. En hulle skryf toe aan hulle 'n brief. En hy gebruik hoofsaaklik sy teks vir hierdie boek, want dit is eintlik nie regtig 'n brief nie, is eintlik meer 'n preek. Maar hy sluit hom af soos 'n brief. Dis 'n preek wat versprei is tussen die mense van daardie tyd. En in sy teksvers is interessant, kom uit die Psalmboek. Hy maak geweldige gebruik van aanhalinge uit die Psalms en veral dink ons sy teksvers was Psalm 110. Nou as jy Hebreërs wil lees, sal dit goed wees as jy eers Psalm 110 lees, ook Psalm 8 en 'n paar ander psalms, Psalm 32 en so aan, wat hy aanhaal. Maar hy maak geweldig baie gebruik van die Ou Testament en hy skryf eintlik vir ons hierdie boodskap. Dis 'n aangrypende boodskap. En dit geld vir ons tyd. Omdat dit al Christene was wat nuwe vrae begin vra het. Wat nie self gesien het hoe doen Jesus wonderwerke nie, maar wat nie daarvan gehoor het of daarvan gelees het in 'n geskrifte wat in omloop was. Ons is in die Noord-Kaap besig om saam te werk. As 'n paar predikante, Lukas daar op Kimberley, daar by Newton gemeente en die Skalk Albertyn daar op Oranje en 'n paar ander ouens wat baie slimmer is as ek, hulle help ons. En ons werk eintlik saam, almal gee insette en ons wikkel preek roosters en preek sulke leesroosters. En ons werk ook saam met die groter Christelike gemeenskap, verskillende kerke het verskillende leesroosters wat hulle volg. Maar ons probeer so, want in die Noord-Kaap preek al meer dominees by meer kerke. Ons hou verskillende plekke kerk. En ons probeer in 'n ritme kom dat as mens vandag op 'n sekere plek preek en hier kom môre 'n ander dominee van 'n ander plek af, dan moet hy eintlik aanknoop by verlede Sondag se preek. So ons probeer die verhaal aan mekaar stel om so ons gemeentes te begelei. En natuurlik vir ons wat leiers help dit baie as iemand anders bietjie van die huiswerk vir ons doen en dan kan jy bietjie by hulle gaan leen en gedagtes by hulle kry. En so, jy sal ook hoor dat ons dit doen. Ons het natuurlik nou uit Matteus, baie van ons wat hier was, het Matteus die evangelie verkondig, tot by die kruising, tot by Paastyd. En nou in hierdie tyd kyk ons na ander plekke in die Bybel. Wat sê ander Bybelskrywers oor Jesus?
Ons kyk na verskillende ander boeke, briewe van Paulus, ons gaan nog by Openbaring, maar ander plekke uitkom, maar vanoggend ons op by Hebreërs. Wat sê die Hebreërs skrywers, wat ons nie weet wie dit was nie? Wat sê hulle? Wie was Jesus? Om net vir die kinders 'n bietjie meer bevatlik te maak, het ek 'n paar prentjies saamgebring, wat die Hebreërs skrywer praat met mense wat die Ou Testament baie goed geken het. Hy veronderstel dat ons weet wat het in die Ou Testament gebeur. Want die Ou Testament het gesê, so moet die Messias lyk. Hulle het 'n prentjie geskets van wie en hoe die Messias moes wees. En baie daarvan kom uit die tempel en die offerdiens. Nou, die tempel, hierdie is nou maar dis die tempel wat bestaan het toe Jesus op aarde was. Daar was eintlik 'n paar tempels. Die eerste tempel het hulle genoem 'n tabernakel. Dit was 'n tentkerk wat rondgedra kon word. Toe Salomo, een van die konings, die derde koning van Israel, het 'n baie grand tempel gebou. Hy was heelwat kleiner as hierdie een. Hierdie een is die tempel wat Herodes gebou het. Hy was 'n ander koning in die tyd en hy wou die guns van die Jode wou hy wen. Dis maar soos die tempel, maar nog meer gelyk het, groot gebou, uiteindelik die hele omgewing oorheers. Hy het ook 'n bietjie op 'n hoogte gestaan. En as jy Jerusalem van enige kant af nader gekom het, was die pragtige tempel met sy goue koepels en versierings die eerste ding wat jy gesien het. So dit was 'n baie dominante, baie mooi gebou. Nou nie so duur wil ek amper sê soos die tempel van Salomo nie, maar nog steeds. Junior, as jy net so slag en net die reverse daai een fotootjie, Junior sit met die stokke daar by hom. Ek vertrou myself nie daarmee nie. Daardie is in die middel van die tempel, daai regop gebouetjie. Daar's die allerheiligste. Die tempelkinders terwyl van julle het bestaan uit verskillende dele. Daar was die buitekant wil mense amper sê, daar die heidene en die vroue en almal het daar by mekaar gekom. Dan was daar 'n heiligdom wat 'n bietjie nader kom. Dis hier voor hierdie plek, daar so hy heel wat kleiner. Daar kon net mans ingaan. En dan was daar die heiligdom daar agter, die allerheiligste, waar net 'n priester kon ingaan. Eintlik net die hoë priester. Ons gaan nou na hom kyk hoe lyk daai oom. En hy kon ook net eenmal 'n jaar daar ingaan. Nou hoekom is dit belangrik dat ons hierna kyk? Want die Hebreërboek, en daar waar ons nou gaan lees in die Hebreërboek, word spesifiek verwys na die werk wat die hoë priester moes doen. En dan sê die Hebreërskrywer, daai hoë priester wat in daai tempels gewerk het, dis voorlopig. Sy tyd het verbygegaan, want ons het 'n volmaakte priester gekry. En hy vergelyk dan Christus se werk met die werk van 'n priester. Daar het jy heiligdom. Nou kan jy weer vorentoe bly asseblief, Junior, dan kyk ons net daai plekke, die volgende ene. Wil hy nou nie bly nie, ekskuus. Loop hy op sy eie stoom. Voor 'n mens nou ingaan, daar's daar in die voorhof, daar kan enige ou kom offers bring. 'n Vrou en 'n man en 'n heidene, enige ding kon daar aankom. Daar's 'n groot altaar en dat hulle daar kom offers bring, wat gewoonlik diere is. Dit kan enigiets wees van 'n klein voeltjie of 'n duif of 'n hoender of 'n kalkoen, ek weet nie wat dit al uit gehad nie, tot by 'n bees. Maar dit moes 'n volmaakte dier gewees het, hy moes nie gebrekkig gewees het nie. En ek sal net nou vir julle verduidelik hoekom offers nodig was. Daar's so as jy hom nou uithaal uit die tempel, is hom alleen nie, dit is 'n pragtige gebou met 'n goud beslaande dak ensovoorts, baie prominent. En dan in die binnekant was dit net so mooi as jy hom kan aanbly daarso. Nou daai oom wat daar staan is nou die hoë kamakastig, die hoë priester. Hy dalk so gelyk. En voor hy in die allerheiligste daar regs agter hom, daar sy as hy nou sy amptklere aantrek, sy grand klere. Voor hy in daai allerheiligste kan gaan, moet hy vir hom baie mooi eers skoon was. Hy moet gewas word. Eintlik sê hy moet homself doop. Letterlik staan in die Ou Testament, hy moet homself doop. Hy moet hom was reinig. En dan trek hy nou sy amptklere aan. Baie kere en daar's uitstaande voorskrifte presies wat daai ding wat hy op sy bors dra, die kleure, hoe sy mantel moet lyk. Baie mooi voorskrifte in die Bybel presies hoe hy moet lyk. En dan moet hy hom afsonder, hy moet 'n dag vas. Dan moet hy eers vir homself 'n offer bring en dan stap hy na daai gordyn toe. Daai gordyn het die heiligste, die heiligdom en die allerheiligste geskei van mekaar. Want daar binnekant, agter daai gordyn, was God op 'n besondere manier teenwoordig. Hierdie priester het daar gaan staan en vir die Here gaan sê, ek verteenwoordig die volk. En dan moet hy uitgaan daar uit en vir die volk gaan sê, ek verteenwoordig nou God. Ek staan tussen julle en God. En dan gaan bring hy daar binnekant, moes hy 'n offer gaan bring. Nou gewoonlik dan brand hy daar, hy moes eers 'n bul, dit moes gewoonlik 'n bul wees. Ek dink hy moes hulp nodig gehad het. Want ek dink nie daai oom was so sterk dat hy meer die baie en die boude van 'n bul alleen kon ronddra nie, maar hy dan waarskynlik met hulp, maar alleen hy kon die offer bring in die allerheiligste. En hy kon dit net eenmal in 'n jaar doen. En ons weet van 'n geval van mense wat ingegaan het en hulle is dood. Hulle is dood.
'n ander ou het gedink hy kan die plek gaan roof. En die mense wat die goed geroof het, is aan seer, hulle het siek geword, hulle is dood. So dit was 'n besondere plek en die mense was baie bang vir daai plek. Net die hoëpriester, die hoof van al die priesters, kon eenmal 'n jaar daarin gaan. En nou kom die Hebreërskrywer en hy sê, daar's 'n ander altaar. Ek dink die laaste ene daar is hy. Daar was 'n ander altaar. 'n Koppie met die naam van Golgotha. Daardie volmaakte hoëpriester, die een wat sonder sonde is, het ons sondes op hom gevat. En hy het self op die altaar geklim. Hy het hom laat vaslaan op 'n houtaltaar, 'n skandelike stuk hout. En hy het gesê, kom, ek bring die offer van alle offers. Finaal. Klaar. Hoekom 'n offer? Hoekom moet iemand doodgaan? Dit doen 'n paar goed. Dit onder andere sê, sonde is verskriklik. Dis verkeerd. Jy moet gestraf word as jy sonde doen. Maar Here, ek koes, ek skuil agter hierdie bees, of hierdie skaap, of hierdie duif. Maak hom dood. Moenie vir my doodmaak nie, asseblief. Letterlik is dit wat 'n mens moet ervaar. As jy 'n offer bring, straf hom, straf dit. Spaar my. Offer is om iets in my plek prys te gee. Dit sê ook, vir die volgende jaar is ek alright. Die hoëpriester het nou 'n offer gebring. Vir die volgende jaar is God nou nie so kwaad vir my nie, want daar's 'n offer gebring. Toe sê Jesus, nee, is tydelik. Is nie volmaak nie, is nie volledig nie, is nie goed genoeg nie. Kom, ek bring die volmaakte offer. En hy laat homself offer. So die hele beeld van die priester en die offer, van die ou en die nuwe verbond, van dit wat verander het, word aangrypend gebruik en geskryf in die Hebreërbrief. Met dit in die agtergrond, kom ons gaan lees nou rustig saam wat sê die Hebreërskrywer. En ek is amper klaar met my preek, soos hier agterkom het ek nou amper klaar gepreek, maar ek gaan vir nog so 'n paar gedagtetjies vasmaak, so as jy moenie moedeloos raak nie. Kom ons lees Hebreërs 8. In my Bybel op bladsy 270. Jy moet dit self gaan lees. Eintlik is die hele paar hoofstukke tot aan die einde van hoofstuk 10, hier van hoofstuk 5 af, word gehandel met die priesterskap, die hoë priesterskap van Jesus Christus. As ek net een verduideliking, as jy dit raak, is die orde van Melchisedek. Die Hebreërskrywer praat van die orde van Melchisedek. Melchisedek beteken regverdige koning. Nou, dit gaan nog verder. Toe Abraham, hy het op 'n stadium oorlog gemaak, hy die mense wat vir Lot ontvoer het, dat hy gaan help, gaan verslaan. Toe is daar 'n koning in Jerusalem. Dis nou voordat Dawid dit sy hoofstad gemaak het. Toe was die stad se naam Salem, wat later Jerusalem geword het. En daar was 'n koning, 'n baie beroemde koning, Melchisedek. En niemand weet wie sy pa of sy ma was nie. Hy was 'n onbekende ou. Maar Melchisedek beteken regverdige koning. En die Hebreërskrywer praat van Melchisedek, dan praat hy eintlik God is priester bo kan enige ander orde, selfs beter as die Ou Testament. Daar was nog nooit so 'n goeie hoëpriester nie. Nie eens Melchisedek nie, nie eens Abraham en al sy familie en al die mense naam nie. Kom ons lees wat skryf die Hebreërskrywer. Ek hoop jy snap nou beter. Kom ons kyk, ek gaan daar by vers 8. Praat hy van 'n verbond, dan skryf daar kom daar sê die Here dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Ek gaan hierdie offers, hierdie offerkultus gaan ek stop. 'n Nuwe verbond. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het op die dag dat ek hulle met my hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie by my verbond gebly nie. En ek het hulle geïgnoreer, sê die Here. Dit is dan my verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en hulle op hul harte sal ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. As ek myself net hier kan onderbreek, wat sê die verbond? Wat moet ons wees vir God? Wat moes Adam en Eva wees vir God? Wat moes Noag? Wat moes Abraham? Wat moes almal van die Ou Testament wees vir God? Kinders, seuns en dogters,
Sy volk. Wat sou God vir ons wees? Ons God. Ons moet hom dien, hy sal vir ons sorg. Dis die inhoud van die verbond. Maar die mens kry dit nie reg nie. Daarom sê die Here, ek het julle genoeg kans gegee. Ek het julle 10 gebooie, ek het julle alles gegee toe ek julle uit Egipte uitgered het. Julle kon niks reg kry wat ek wil hê julle moet doen nie. So kom ek help. En ek maak 'n nuwe verbond. Hy sê vergeet wat jy hoef te doen. Nou hoef jy niks meer te doen nie. Ek gaan dit in jou verstand en op jou hart gee. Ek gaan dit vir jou doen. En dan verwys hy na Jesus Christus. Vers 11. Niemand sal meer sy medeburger of sy broer onderrig en sê, ken die Here nie, omdat hulle almal my sal ken van die kleinste tot die grootste onder hulle. En dan vers 12, die kern. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Deur te praat van 'n nuwe verbond het hy die eerste een verouderd verklaar. En wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Voordat ons hoofstuk 9 met mekaar 'n paar verse saam lees. Jesus toe hy op aarde was volledig mens. Hy was volledig seun van God en hy was volledig God se seun. Mens en God in een. Sonder dit kon hy nie middelaar wees nie. Sonder dit kon hy nie soos die hoëpriester die allerheiligste ingaan en met God praat en met mense praat nie. Hy moes die twee partye bymekaar bring. Wat is Jesus vandag na die hemelvaart? Wat is hy vandag? Is hy net God? Of is hy nog steeds God en mens? Ons praat van die voortgaande inkarnasie. Die wonderlik is, Jesus is nog steeds ook mens. Dit leer ons in Hebreërs, onder andere. Die Here Jesus wat in die hemel is steeds God en mens. Want sy werk gaan voort. Hy het eenmaal die offer op die altaar met die naam Golgotha gebring. En hy's klaar daarmee. En hy gaan nie nou eenmaal 'n jaar en sê vir die Here, vergewe die volk tog hulle sondes, en wat moet ek vir die volk gaan sê nie? Hy doen dit elke oomblik, sê die Hebreërs skrywer. Hy's by God om namens ons met God te praat en om weer met ons te praat deur sy Gees namens God. Ons praat, sê ek weer die groot woord, voortgaande inkarnasie. Jesus is as God en mens, as volledige middelaar en verlosser opgeneem in die hemel. Weet jy, daar's iets van U en my in die hemel, klaar. Dis die wonder van die insig van die Hebreërs skrywer. En ek gaan dit nou vir u lees. Dit staan byna letterlik so in Hebreërs 9. Jy moet dit gaan lees, daar staan ook op baie ander plekke in dieselfde boek. Daar's iets van u en my klaar in die hemel. Paulus praat van ons is in Christus en Christus is in ons. Ons dink te min van onsself. Ek dink dit is dalk die probleem van baie kinders van die Here. Ons dink, wat, ek is maar net 'n arme ou sondaar, sukkelende mens. Nee, is mens na die beeld van God, ook herskep deur Jesus Christus. En is reg en gereed, is 100% gereed om hemel toe te gaan. Want u dra Jesus Christus soos 'n kleed, soos 'n stuk lap om u. God sien nie meer die sondaar nie. Hy sien die verloste in Christus. En omdat u in Christus is u reeds ook in die hemel, waar Jesus is. Ons kan ander dag praat oor wat is die hemel, dis baie. Maar die hemel is eenvoudig, dis waar God is. Dis waar God is. U is daar. Nou reeds. Want u is reeds verlos in Jesus. Die offer is betaal. U het nie meer skuld nie. U is vrygespreek. U is God se kind. U is gedoop. U gebruik die tekens van die nagmaal. U aanbid die lewende Here. U bely u geloof. Kom ons gaan lees nou Hebreërs 9. Ons moet eintlik die hele hoofstuk lees, ons het nie tyd daarvoor nie. Kom ons lees net van die 23ste vers af. Ek sal hom dop hou dat hy nie in pad kom nie. So is hy nou uit. Jy moet ook nie feliciteer die kinders nie. Dit is so lekker as die kinders is. Ek geniet hulle vreeslik baie. Vers 23 van hoofstuk 9. Dit was dus nodig dat die afbeeldings wat in die hemel is,
deur hierdie dinge gereinig word. Dis nou maar die tempeldiens. Die Hebreërs sê dit was maar 'n gesukkel. Daai offerdiens was maar 'n geploeter en 'n gesukkel en dit was nooit volmaak nie. Dit kon nooit regtig doen wat dit moes doen nie. En dan skryf hy sê want Christus het nie 'n mensgemaakte heiligdom, 'n nabootsing van die ware een binne gegaan nie, maar die hemel self. En luister, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hoekom is Jesus in die hemel? Baie redes. God het sy offer aanvaar. Maar hy is daar ter wille van een my. Hy verteenwoordig, kom ons sê, hy hou vir ons lank plek. En hy het dit in soveel woorde gesê. Hy sê as ek weggaan, gaan ek om vir 'n plek voor te berei. Ons het 'n plekhouer vir elkeen van ons by die naam in die hemel, by God. Vers 25. Ook nie sodat hy homself herhaaldelik sou offer nie. Anders as die hoëpriester wat jaar na jaar in die heilige met 'n ander se bloed ingaan nie. Anders het hom dikwels van die grondlegging van die wêreld af sou moes lei. Maar nou, by die volheid van die tye, het hy vir eens en vir altyd verskyn om sy offer die sonde tersyde te stel. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf, daarna kom die oordeel. So sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag. Nie weens die sonde nie, maar om hulle te verlos. My broer en suster, Jesus is u en my plekhouer in die hemel. Hy is daar as God en mens. Hy verteenwoordig ons. Elke belofte, sê die Hebreërs skrywer, elke onvervulde ritueel in die Ou Testament het Christus kom nuut maak. Hy het besonder moeite gedoen om elke belofte as Messias en seun van God te kom vervul. Daar is so 'n paar wat nog wag. En die belangrikste een is dat hy weer gaan kom. Ons weet ons kan nie vir altyd leef nie. Nie een van ons het in ons eie waarde op aarde ewigheidswaarde nie. Ons ewigheidswaarde lê opgesluit deur in God te wees, sy skepsel en verlos in Jesus. So of die Here kom ons haal, of hy kom na ons toe, maar op die einde gaan hierdie bedeling eindig. Die skepping gaan nie vir altyd bly bestaan soos hy nou bestaan nie. Die aarde en alles wat lewe is tydelik. En daar is die belangrike belofte. Ek kom weer. Wie is hierdie Jesus in wie ons glo? Hy is die volmaakte hoëpriester, wat die volmaakte offer homself gebring het. Hy leef nie meer na sy liggaam, sy mensheid by ons nie. Hy is deur sy gees by ons. Maar in sy liggaam, in sy menslikheid, is hy aanderkant die graf, by God. En die Bybel sê vir ons, daar is hy ons advokaat, die beste. En as u en ek struikel, of ons behoeftes, dan vertel hy dit vir sy vader. En as sy vader dalk dink ons is nie goed genoeg nie, dan sê hy, kyk na my, kyk na my hande, kyk na die offermerke, ek het vir hulle klaar betaal, hulle skoon gewas. Dis die boodskap van Hebreër. Jesus Christus is die Messias. In terugskouing na 'n klompie dekades kan ons dit steeds sê en glo en bely. Jesus is die Here. Hy het alles kom regmaak. Die finale offer gebring. Hy is volmaak en sy redding is ewig. En my naam is opgeskryf in die boek van die lewe, want hy ken my. Kom ons raak stil. Terwyl ons net so bly sit, Annetjie, dan kan ons die eerste lied sing, lied nommer 247. Ons gaan dit 2 keer met mekaar saam sing, want as 'n mens onder die besef kom van God se heiligheid en dat ek op 'n manier klaar eintlik in die hemel is. Ek staan letterlik met my een voet klaar in die hemel. Die Here sorg self daarvoor. Daar raak 'n mens baie bewus van 'n mens se eie sondigheid en jou onvolmaaktheid. En daarom moet 'n mens gereeld vir die Here sê, ek is so jammer dat ek dit te min beleef en te min besef. Kom ons sing 'n lied, jy bly net so sit. Sing ons lied nommer 247, die enkele versie daarvan,
2 keer met mekaar saam as belydenis. Kom ons maak die oë toe. Here, wees ons genadig. Jesus Christus, wees ons voorspraak. Ons bely U, o God, as Vader, Skepper en onderhouer. Ons as gemeente en U kerk bely U, o Here Jesus, as die volmaakte Hoëpriester, wat die volmaakte offer gebring het, vir ewig vrede gebring het, en vir ons sondes betaal het, met U lewe, U lyding, maar ook deur U opstanding, en uiteindelik met U wederkoms. Ons bely U, o Gees van God, wat in en by ons is. Bewaar ons, gee vir ons wysheid en troos. Ons bely dat ons wil en graag aan 'n kerk wil behoort. U liggaam op aarde. Help ons om U te erken as hoof en Here van U kerk en om gewillige, betrokke lidmate te wees elke dag, wat vir ander mense kan wys hoe lyk die God van genade. Dankie dat ons sondes vergewe is, ons bely dit, ons glo dit, ons weet dit, want die offer van Jesus was volmaak. Ons bely ook dat dit nie alles is wat ons op aarde beleef nie, dat daar meer is. Want ons glo, saam met die kerk van alle eeue, glo ons U beloftes. As U sê, dat hierdie ou liggaam van my, wat oud en afgetakel raak, eendag herskep gaan word. Om gelykvormig te word aan Jesus Christus se liggaam, en so reg te wees, om saam met God vir ewig te leef. Daarom glo ons aan 'n ewige lewe, omdat God ewig is, en omdat ons Verlosser, ons Here en oudste, eerste broer, reeds vir ons 'n plek hou, in die ewigheid, by God. Ons bely dit alles, Here, terwyl ons nog sondaars is, en alleen staat maak, op die genade van Jesus Christus, die volmaakte middelaar. Aan U die eer. Amen. Om dit te bevestig, vra ek u om te staan, en dan sing ons net die tweede vers van lied nommer 422, as die bevestiging van ons belydenis en geloof in die Here Jesus Christus. Daarna kan u weer gaan sit vir die insameling van die offergawes.